Genade en vrede aan julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Dit lyk vir my, ek gaan vanoggend soos 'n tenniswedstryd preek. Hierdie kant, hierdie kant, hierdie kant, hierdie kant. Die kante word al hoe voller en voller. Julle sal nie glo dat ons begin het in hierdie gemeente, was daar net nie 'n manier wat mense in daai vleuel gesit het nie. Julle onthou nog destyds, al die oosterlinge in daai gedeelte, ons het regtig gesukkel, maar so groei dit, en ek moet eerlik vir jou sê, baie welkom. Vanoggend baie vroeg toe dit reën het ek gewonder, eers ook wakker word, watter dag is dit? En toe besef ek, dis Sondag, en dan vlieg ek uit die bed uit, want dan besef ek, maar ja, met ander woorde, jy het vanoggend 'n offer gedoen aan jou, vir jouself, is hier om iets van God te kry, en ek hoop regtig die Heilige Gees ontmoet jou, en dis 'n baie moeilike tema waarna ons kyk, dis glad nie positief nie, maar ons moet oor hierdie goeters vir mekaar praat. Toe gaan jy nie vanoggend 'n Vadersdag boodskap kry nie, maar dis waar ons is, en ons het 'n reeks van 3 Sondae, waar ons eerste ene is, waar ons gevra het, maar waar pas ek in? Miskien het jy antwoorde gekry, miskien het God saam met jou gestap, dis my hoop, en jy het begin besef, maar waar pas ek in? En jy's gelukkig, en jy het daardie antwoord gekry. En nou dat jy inpas, was die volgende Sondag by 'n plek waar ons vir mekaar gesê het, maar hoekom hoor ek nie God se stem nie? Ek doen nou mos wat reg is, nou wil goed dan nou nie gebeur nie, en ons het daaroor gepraat, en nou is alles mos reg, nou ons dien die Here, ons kom kerk toe, ons lees Bybel, en daar gebeur niks wat verkeerd is nie. Vanoggend is die groot vraag, waarom gaan dinge alles verkeerd? Ons kan 'n ander vraag vir mekaar vra is, waarom is daar pyn en swaar kry in die lewe? Dis 'n moeilike vraag, want ons doen aan alles reg, ons doen wat ons moet doen, en alles loop verkeerd. Nou kom ons praat oor die negatiewe, want dis waar ons begin vanoggend. Daar's 3 soorte mense. Wel, ek het hulle nou opgebreek, en julle nou opgedeel in 3 soorte mense, so kies vir jou ene. Die eerste tipe mens is, wat baie ongelukkig is oor alles wat verkeerd gaan, en swaar kry en pyn, met wie dit eintlik baie goed gaan. Maar dit ontstel hulle, en daar is mense wat nodig het om daaroor te praat. Dan is daar mense, wat regtig op swaar en moeilike plekke is. Ons het in hierdie week, of week en 'n half, die afgelope 10 dae, 3 gemeentelede wat hulle ouers verloor het. Dis 'n moeilike seisoen om in te stap. Ons het gemeentelede wat werk verloor het in die afgelope 2 weke. Dis 'n moeilike seisoen om in te stap. Dis mense wat swaar kry, en hulle deel dit met ander, en dis goed so, want ons is 'n familie. En dan is daar mense, met wie dit baie sleg gaan, regtig, maar hulle kla nooit nie. Ek is verstom as ek besoeke doen by mense, dan kom hierdie goed op my pad, en dan is ek partykeer verstom oor mense wat so ongelooflik dankbaar is. Ek wil 'n storie met jou deel, wat ek beleef het 10 jaar gelede. So 10 jaar gelede moes ek in die rykste, beste woonbuurt in Vanderbijlpark iets gaan optel het by iemand se huis. Nou ek is eerlik, ek hou van mooi goeders, en nuwe geboue werk vir my. En terwyl ek daar ry in hierdie woonbuurt, moes ek opkyk na sekere geboue. Nou het julle al klaar 'n idee waar ry ek. En ek kyk na dit en ek besef, as ek nie foute gemaak het in my besigheid en my verlede nie, kon ek ook daar gebly het. En ek sê vir die Here die hele tyd, Here, dis mooi. Dit is vir my so mooi. Kan ons nie 'n plan maak nie, help so 'n bietjie. Maar nou ja, ek het by die huis aangekom. Alles is mooi, alles is perfek. Moenie my vra hoekom nie, dis jare terug. Was dit nie lank nie, toe is hier totale onmin en konflik in hierdie huis. En baie ongelukkigheid. En ek moes bond staan om hierdie mense kalm te kry. En ek wou net 'n pakkie kom haal, dis al wat ek moes gedoen het. Maar toe sien ek, toe hulle my innooi, hier's moeilikheid. Hulle het swaar kry, hulle het uitdagings. Maar hulle is eintlik in hierdie wonderlike plek. En ek gun dit vir hulle, en is mooi mense ook. Ek ken hulle.
Maar in al die perfektheid, wat ek gedink het, perfek is daar seer en swaar kry. En toe is ek nou op pad met 'n huisbesoek na 'n volgende gesin toe, en ek ry ver. En ek kom by die plek, en die eerste plek is, daar's nie krag nie. En met Kerse het ons in die huis ingegaan, en dit is regtig vervalle. Ek gaan die storie meer inligting vir jou gee, want dit was vir my mooi, ek hou daarvan. Van julle het daai stukkie al gehoor. En ons kom in die sitkamer, en is te mekaar. En daar's niks wat blink en mooi is nie. En ek gaan sit op die bank en die koffietafel staan daar. En daar lê 'n Bybel, my stikkend. Jy kan hom nie jy moet vir hom so optel, want hy's in paemente, hy gaan uitmekaar uitval. En ek vra, wat gaan hier aan? En die dame sê vir my, ag, sy het al vir haar man die mooiste nuwe Bybel gekoop, maar hy wil niks weet nie. Hy wil net hierdie ou stikkende Bybel die hele tyd lees. Ek het 'n mooi stelling gehoor van 'n leraar een keer toe sê, as jy wil weet wat is iemand se verhouding met God, kyk hoe lyk sy Bybel. Mooi mense. En ek ry weg die aand daar, terug huis toe. Ek sal dit nooit vergeet nie. En met trane in my oë het ek vir die Here gesê, Here, my fokus is totaal en al verkeerd. Totaal. Ek wil net blink mooi goeders gesien het. Dis al wat belangrik was. En ja, ek moes bely, ek was op die verkeerde plek. Maar ek het gesien hoe twee verskillende gesinne op verskillende maniere swaar kry hanteer. En dit was goed. En ek het nodig gehad om dit te sien, want ek moes iets leer. Maar nog steeds loop dinge in mense se lewens verkeerd. Ek wil graag vir jou 'n paar voorbeelde in die Bybel gee, want ek dink ons moet begin by die Bybel, dis nogal belangrik. Die eerste ene wat ek met jou wil deel is Jeremia. Hierdie voorbeelde is van mense wat weet wat 'n swaar kry. Jeremia se bynaam was die huilende profeet. En al wat hierdie ou gedoen het is, as jy gaan kyk, was altyd bedroef oor die volk se sonde, oor alles wat verkeerd gaan. En hy het baie na die Here toe uitgeroep, en alles wat jy gaan kyk waar daar geskryf is van hom, Here help, Here kyk na die volk. Dit was aanhoudend hierdie tyd. En in daai boek is dis moeilik. En die eerste van alles, met sy mooi hart vir hierdie volk, is hy verwerp, hy's vervolg. Niemand wil met hom iets te doen hê nie, en hy was eensaam. Omdat hy hierdie woorde van God aan die volk gespreek het, en die volk wou dit nie gehoor het nie. Jeremia het dit moeilik gehad. In Jeremia 9 vers 1 sê hy letterlik, as sy kop letterlik vol water was, dan was sy oë soos fonteine van trane. Dis depro. Dis moeilike tye. Maar dis Jeremia. Hy het swaar gekry. Ek gaan na die volgende ou toe. Ons almal ken hom, Dawid. Ons ken hom baie goed. 'n man na God se hart. Jy sal nog sien ook in Handelinge 2 word dit weer gesê. Hy's 'n man na God se hart. Hierdie ou het saam met die Here geloop al die pad. Hy het hierdie passie gehad vir die Here, hy het die Here aanbid. Ek wil uit psalms geskryf. Hy het met God gepraat die hele tyd. En dan gaan lees jy sy psalms, veral Psalm 27, en dan sien jy hoe moedeloos hierdie Dawid is van al die moeilikheid wat hy het. En ek het dit al gesê, Dawid was so, as daar nie moeilikheid was nie, dan het hy moeilikheid gemaak. Hy het vir hulle gaan uitdink, en hy moes vlug die hele tyd vir Saul. Want oor wat hy gedoen het die Here gesê, die swaard sal nie wyk van jou gesin nie. En dit was so, en daar was baie hartseer. Ek wil verder gaan, ek wil vir jou nog 'n voorbeeld gee. Daar was iemand in die Bybel, en daar's nie eens 'n boek oor hom geskryf nie. Sy naam was Asaf. Hy was 'n profeet. 'n leviet, met ander woorde, iemand wat te doen gehad het met kerk. Maar Asaf was 'n musikant. Met ander woorde, hy was 'n aanbiddingsleier. Hy was iemand wat aanbidding gelei het. Dit was wat hy gedoen het. Dit was sy werk. En jy sal nie glo nie watter instrument hy gespeel het, net staan in die Bybel, simbale. En hierdie musikant het Psalm 50 en Psalm 73 tot Psalm 83 geskryf. Hy was 'n goeie musikant. Later het Dawid hom ook aangestel as musiekkoördineerder. Daar sit ons musiekkoördineerder. En die mooiste van alles, daardie musiekkoördineerder het 2 seuns gehad.
En daardie twee seuns was sulke goeie musikante wat hulle by hulle pa geleer het. Hulle het later met musiek geprofeteer. Was nie gewone ouens nie. Daar sit hulle, die twee seuns, né? Maar dis hierdie ou se CV. Dis wie en wat hy is. Hy het God met 'n passie die heeltyd geprys in geloof, want dis wie hy is. En dis wat ons verwag van ons musiekkoördineerder om ons te lei. Maar hoor 'n bietjie wat skryf hier dieselfde man in Psalm 73 vanaf vers 11. Jy kan vir my oopmaak by Psalm 73. Op Psalm 73, as jy in die begin lees, dan sien jy hoe Asaf besig is om te vertel van die goddelose, die mense wat dit wat verkeerd is doen, en hoe hy op een stadium, selfs hier in die begin van die Psalm sê, ek het na die goddelose gekyk en na die verkeerde mense, en dit het amper gemaak dat ek gly, dat ek nie meer God wil dien nie, want ek sukkel, want dit gaan nie met my goed nie, dit gaan net met hulle goed die hele tyd. En hoor 'n bietjie wat skryf hy hier in die begin oor hulle vanaf vers 11, en dan gaan ons verder gaan. Hy sê die volgende, hy sê hierdie goddelose mense, sê, hoe sal God dit weet? Is daar dan kennis by die Allerhoogste? Mense het letterlik God getart en gesê, maar sal hy regtig weet waarmee ek besig is? En kyk hoe dat sê hy verder, kyk, dit is hoe die goddeloses is, immer sorgloos, vermeerder hulle rykdom. Ja, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Ek is die hele dag getuister. My kastyding was elke oggend opnuut daar. Asof sê, ek doen al hierdie moeite, ek doen alles wat reg is. In vandag se konteks, ek lees Bybel en ek bid, maar dit gaan met ander ouens goed en dit gaan met my sleg. Hy's mens, hy's moedeloos. Ek hou van voorbeelde, hier is vir jou die laaste voorbeeld. Johannes die Doper. Johannes die Doper, help my net so 'n bietjie, ek is nie altyd skerp nie. Dit was Jesus se neef, né? Is ek reg? Maria se sussie se kind. Weet julle daai ene? Help my asseblief iemand, is ek reg? Dankie, die ouer garde skud so. Johannes die Doper was Jesus se neef. Met ander woorde, hulle is naby familie. Hulle is regtig naby aan mekaar. Johannes die Doper was passievol en al wat hy gedoen het is, hy het die hele tyd vir almal vertel, die Messias is op pad met passie. Jy kan gaan lees in die evangelies, wat se passie het hy gehad om te vertel. Hy kom, maar hy was so nederig oor hierdie Jesus man, dat hy selfs gesê het, hy kan nie eers sy skoenveters vasmaak nie. En toe word hy gevang, omdat hy die regte goeders teen Herodes gesê het, word in die tronk gegooi, omdat hy die waarheid gepraat het. En nou dink jouself, nou sit hy, dit staan nie in die Bybel, maar dink bietjie, nou sit Johannes binne in die tronk, en hy wag. Waar is Jesus? Maar nou kom Jesus my nou help. En toe Herodes aanvat oor wat hy verkeerd doen, wat regtig verkeerd was, toe onthoof hulle hom. Was 'n mooi Engelse woord daarvan. Dis nie fair nie. Johannes die Doper, die neef van die Here Jesus Christus, as aardse mens, is onthoof. As jy nie mooi weet nie, kinders, wat onthoof beteken nie, hy het sy kop afgekap. Dis wreed, dis onnodig. Dit hoort nie so te weet nie. Nou wil ek verder gaan, want ek begin op 'n plek kom nou hierso waar hierdie God van liefde, wat my groot vraag is, ek wil dit vir jouself vra. Hierdie God van liefde, hoe op aarde kry jy dit reg om so iets toe te laat? Kom ons wees reguit met mekaar vanoggend. Mense wil nie oor preek nie, hulle wil nie oor iets sê nie. Ons moet hierdie vraag vir mekaar vra, want mense vra dit vir my. Hoe kan 'n liefdevolle God toelaat dat Johannes die Doper en baie goeie sleg gaan met mense? Ek het vir jou 'n antwoord. Luister mooi. As liefde 'n keuse is daar altyd 'n moontlikheid vir swaar kry. Hoor mooi. As liefde 'n keuse is daar altyd moontlikheid vir swaar kry. Die oomblik as ek kan kies om lief te hê, kan daar moeilikheid wees.
Ja, en kom ons kyk, waar staan dit? Want liefde is 'n keuse. Ek en jy kan uit liefde uitkies om vir iemand lief te wees, is moontlik, nee. Al is hy so mooi. Maar kies ek nog steeds, as jy in 'n verhouding wil wees. Want dit is 'n keuse. Om lief te wees vir mense is 'n keuse. Want waar kom daai keuse vandaan? Terug by die oorsprong, vrye wil. Ek en jy kan kies wat ons wil doen. Jy kan kies of jy iemand wil hê of nie. Ek en jy het vrye wil oor alles. Jy kon kies vanoggend of jy hier wil wees. Jy kan kies oor wat jy besit. Jy kan selfs kies hoeveel skuld jy wil maak. Banke help ons baie daarmee. Maar jy kan nog 'n ding doen. Jy kan kies om te haat. Hier kom die moeilikheid. Alles is toe net liefde die hele tyd nie. Ek en jy kan kies om iemand te haat. Net so kan ek en jy kies om verkeerde goeders te doen. En dis waar swaar kry en pyn vandaan kom. Ek wil verder gaan. Want wie was die eerste persone wat moes gekies het? Adam en Eva. En hulle het gekies wat nie reg is nie. En daarom sit ons waar ons vandag sit. Maar as jy sê, maar dit was nie goed nie, hoekom moet ons kies oor alles? As ek en jy nie vrye wil het nie, is ek en jy 'n marionet. Soos robotte. Ons maak maar net soos wat God die hele tyd vir ons sê. Daardie was 'n toets vir liefde in die paradys. Het julle my lief? Hulle moes kies. God wil nog van die begin af 'n verhouding hê met mense. 'n lewendige verhouding met mense. Maar hulle het verkeerd gekies. En ons sit met sonde vandag. So, hoe raak ons ontslaaf van alles wat verkeerd is? Ek het vir jou 'n oplossing vandag. Baie eenvoudige oplossing. As jy van al die slegte dinge op hierdie planeet wil ontslae raak, al wat die Here van ons moet doen is, hy moet vrye wil wegvat. Mense kan nie meer kies om verkeerde goed te doen nie, ook nie om regte goed te doen nie. Mense gaan maar net sonder emosie die wêreld in. Ek kan nog nie mooi verstaan nie, 'n persoon kies om oor 'n rooi robot te ry en 'n ander persoon dood te ry. Hy kies dit. Dis nie reg nie, dis totaal en al verkeerd, maar dis 'n keuse wat hy maak, want dis sy vrye wil, maar dis nie reg nie. Kom ons vat dit verder, want dis waar ons is in hierdie week. Wat van my geliefde wat dood is? Hier is nou nie vrye wil nie. Ek het dit nie gekies nie. Glad nie. Hoegenaamd nie. Want dis onregverdig. Hoekom moet mense doodgaan? Romeine 5, ek wil hê jy moet saam met my soontoe gaan. Nuwe Testament. 6de boek as ek reg is. Romeine 5 vers 12. Romeine 5 vers 12. Hier word ons in die Nuwe Testament, jy kan gerus die hele hoofstuk gaan lees, baie duidelik vertel, waarom sit ons met die dood? Ek lees hom vir ons, Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Adam en Eva het 'n keuse gemaak. Een mens het die sonde in die wêreld gebring. En die dood saam met dit. As jy bietjie verder lees, so 3-4 verse verder, dan skryf Paulus dit so mooi. Maar die lewe en die genade het ook deur een mens gekom, Jesus Christus. Daar's hoop. Ek is nog nie by iets positiefs nie, hou vas. Ek het vir jou slegte nuus vanoggend. Pyn, swaar kry, hartseer, sal nie weggaan nie. Dit sal nie. Dis om ons. Of jy in God glo of nie, is deel van die lewe. Dit sal nie weggaan nie. Ons kan die hele oggend redeneer daaroor, maar niks gaan verander nie. Die eintlike vraag vanoggend is, wat maak ek daarmee? Wat maak ek daarmee? Want dis waarmee ek sit. So, nou wat maak ek hiermee? Probeer ek dit wegpraat? Probeer ek daarvan vergeet?
Kom ons gaan terug na Asaf toe. Sy Psalm het vir ons 'n antwoord. Ek wil hê jy moet my teruggaan na Psalm 73 toe, vanaf vers 25. Ongemaklike stilte, né? Nou onthou nou, ons het in die begin Psalm 73 in die begin, en toe het ons gehoor hoe moedeloos koning Asa was. Nee, 'n profeet, hy's nie 'n koning nie. Ek wil vir jou lees van vers 25, Psalm 73 vers 25. Wie is daar vir my in die hemel? As ek by U is, begeer ek niks op aarde nie. My liggaam en my hart kan maar wegkwyn. God is die rots van my hart en my erfdeur vir altyd. Want kyk, die wat ver van U af is, gaan ten gronde. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my betref, die nabyheid van God is vir my goed. Ek het my Here, die Here, my skuilplek gemaak, sodat ek van U werk kan vertel. Asaf sê, as ek by God is, pla die goed op aarde my nie meer nie. Het dit nie meer 'n effek op my nie. Ek het nodig om die heeltyd saam met God te wees. Dit is baie eenvoudig. Hy begin en sê, maar stap net saam met die Here. Vers 28 sê hy baie duidelik, en dis wat die kruks is vir oggend. Hy gee nie om wat gebeur nie. Dit pla hom nie, hoeveel moeilikheid daar in sy lewe is nie. Al wat hy wil hê is net een ding. Hy wil net die geleentheid hê om vir ander mense van God te vertel. Dis al. So, ek kan die frons op die gesigte nou sien. Nou wat het dit met mekaar uit te waai oor? Wat het God gedoen om vir mekaar te vertel? Hoe werk dit? Hier is jou antwoord. My kos jou niks. 1 Samuel 17, Dawid en Goliat. Dawid kom daaraan, want hy het ons toebroodjies vir sy broers gebring, is ek reg? En hulle praat oor hierdie Goliat persoon, en jy sal gaan sien, daar's 'n lang stukkie wat die hele tyd vertel van dit, en Dawid begin vir mense rondvra, en Dawid sê, maar ek sal met Goliat gaan beklei. En die troepe vra vir hom later, en dan is dit om en by, ek dink hier by vers 17, 18, maar wat gee jou die idee, dat jy hierdie reus sal platslaan? Dan sê Dawid een ding, ek het die beer en die leeu doodgemaak, want die God wat ek het dit vir my gegee. Dis hoe jy dit reg kry. Asaf maak net soos wat Dawid maak. Ek kan jou vertel wat het die Here vir my in die verlede gedoen. Ek kan jou vertel waar die Here die beer en die leeu vir my doodgemaak het in my lewe. Maar nou staan daar 'n Goliat voor my, in die seisoen wat ek is, die moeilikheid wat ek kry, die swaar kry wat ek het, dan sê hierdie twee manne in hulle psalms, maar ek kan getuig van wat gebeur het. Die beer en die leeu het gemaak dat ek die Goliat kan doodmaak. Dis hoe ek en jy dit doen. Met hierdie storie. Ek wil saamvat. Kom ons wees eerlik met mekaar. Die lewe is 'n uitdaging. Maar daar's tye wat dit goed gaan. Daar's tye wat God saam met jou is. Daar's tye wat die Here langs jou stap, saam met jou hierdie ding is. En Asaf sê dit baie duidelik vir ons. Hou net aan die Here vas. Stap net saam met hom. En ek is seker as ek 'n mikrofoon vanoggend deurstuur, sal ek getuienisse hê by elke persoon wat gesê het, maar ek het die lewe geproe, maar God was daar, as ek terugkyk. En dis wat ek en jy nodig het, as dit moeilik gaan. As dit vir jou moeilik gaan en jy weet nie meer nie, gaan sit en dink aan die beer en die leeu wat God saam met jou doodgemaak het in die verlede. En dan sal jy kans sien vir die Goliat wat voor jou staan in die toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word stil voor U vanoggend. En dan besef ons maar, elkeen van ons het 'n verlede met U. Elkeen van ons kan terugkyk, oud en jong. Ons kan terugkyk na wat ons ervaar het. Ons kan terugkyk na elke oomblik wat
dit goed of sleg gegaan het, U was daar. En ons was selfs verbaas daaroor. U was elke keer daar. U ontmoet ons op die plek waar ons is. En ons hart vanoggend is net soos Asaf sê, maar ek wil getuig daarvan, ek wil vir mense vertel oor die verlede, wat goed was. En soos Dawid wat vertel en kan getuig van sy verlede, wat goed was, wil ons vanoggend voor U sit en sê, Heilige Gees, bring dit weer terug in ons hart, geef ons moed, dat ons vorentoe sal kyk, dat ons dit wat vir ons 'n uitdaging is, sal kan vat met 2 hande. Ja, Here, dat ons nie bang sal wees nie. En dat ons sal besef, maar ons het 'n God wat saam met ons hierdie pad staan. Amen.